Jippie. Hallo maatjies en welkom by Storytyd met Jippie. Vandag gaan ek vir julle die verhaal lees van Goue Lokkies en die 3 beertjies. Kom ons begin. Dit was regtig die mooiste klein huisie wat ek in my lewe gesien het. En die 3 beertjies wat daar gebly het, was die netjieste en mees goedgemanierde beertjies in daardie deel van die woud. Natuurlik was die beertjies se huisie in die woud. Beertjies is mal oor stil, skadu plekkies waar hulle baie bome kan klim. Die huisie het 'n stoep gehad wat vol blommetjies was, waar die rose by die muur opgerank het en binne die venster begin inloer het. Die 3 beertjies was nie soos ander beertjies nie. Daar was 'n groot pappa beer, 'n kleiner mamma beer en die kleinste baba beertjie. Omdat hulle so netjies was, het hulle elke oggend die groot bed, die kleiner bed en die kleinste bedjie opgemaak. Net voor ontbyt het hulle die groot stoel, die kleiner stoel en die kleinste stoeltjie afgestof. Een oggend het die mamma beertjie pap vir almal gemaak en dit eers in pappa se groot bak ingeskep, toe in haar kleiner bakkie en toe ook vir baba beertjie in sy kleinste bakkie. Die pap was te warm om te eet. Toe besluit die 3 beertjies om in die woud te gaan stap, terwyl hulle wag vir hulle pap om af te koel. Die pappa en mamma beer het langs mekaar gestap, terwyl die baba beertjie vooruit sy hoepel gerol het. Vroeër daardie oggend het 'n baie mooi dogtertjie, met hare wat soos goud blink, in die woud verlore geraak. Haar naam was Goue Lokkies. Goue Lokkies se mamma het vir haar gesê om nie van die pad af te dwaal nie. Maar Goue Lokkies het altyd beter geweet. Sy het nie geluister nie en hierdie mooi oggend het sy haar eie pad gestap en op die 3 beertjies se huis afgekom. Teen die tyd was hulle al reeds ver in die woud. Dit was 'n vars, koel oggend en Goue Lokkies was nogal honger, want sy het voor ontbyt al gaan stap. Ek is seker iemand bly hier en sal vir my 'n bietjie brood en melk kan gee, het sy vir haarself gesê, terwyl sy deur die oop voordeur loer. Dit lyk asof niemand tuis is nie, sê sy benoud. Maar wag, ek kan die lekkerste pap ruik. Goue Lokkies was baie honger en kon nie langer wag nie. Sy het ingestap en in die grootste stoel gaan sit en 'n groot hap uit die grootste bak pap gevat. Sê sy met haar gesig skeef getrek. Hierdie pap het te veel sout in en die stoel is te hard om op te sit. Toe gaan sit sy op die kleiner stoel en vat 'n groot hap uit die kleiner bakkie pap. O, jene! Hierdie pap het glad nie sout nie en die stoel is veel te sag. Sy sit die lepel neer, spring op en gaan sit op die kleinste stoeltjie en vat 'n groot hap uit die kleinste bakkie pap. Hierdie pap is die lekkerste en die stoel is net reg. Sy het geëet en geëet tot al die pap in die klein bakkie klaar was. Die klein stoeltjie was so gemaklik dat Goue Lokkies haar bene lekker uitgereik het. Skielik hoor sy 'n krap en die stoeltjie breek van onder haar uit en sy val op die vloer. Goue Lokkies staan toe op en kyk om haar of daar dalk 'n bank is waarop sy kon rus. Sy was baie moeg en kon skaars haar oë oop hou. Toe sy opkyk, sien sy trappe. Ek wonder waarheen hierdie trappe lei. En sy besluit om te gaan kyk. Op die boonste vloer kry sy 'n kamer met 3 beddens in. Dit was dieselfde kamer waar die rose deur die venster ingeloer het. Sy klim toe op die grootste bed. Dit was so hard soos 'n klip. Sy het vinnig afgerol en die volgende bed probeer. Die kleiner bed was so sag dat dit haar amper ingesluk het. Ag nee, sê Goue Lokkies. Ek gaan die kleinste bedjie probeer. Hierdie bedjie was so sag en gemaklik dat sy haarself opgekrul het en diep aan die slaap geraak het.
'n kort rukkie later kom die 3 beertjies by hul huis aan, na 'n lekker lang stappie in die woud. Ontbyt sal nou baie lekker wees. Kom ons gaan sit by die tafel, sê Papa Beer. O nee, iemand het op my stoel gesit, grom Papa Beer. O nee, iemand het ook in my stoel gesit, grom Mamma Beer. O nee, iemand het in my stoel gesit en my stoel gebreek, sê die Baba Beertjie met sy fyn stemmetjie. Intussen sien Papa Beer dat daar 'n lepel by die papbakkie uitsteek. Wat gaan hier aan? Lyk my iemand het van my pap geëet, grom Papa Beer. Lyk my iemand het ook van my pap geëet, grom Mamma Beer. Lyk my iemand het al my pap opgeëet, sê die Baba Beertjie terwyl hy in trane uitbars. Die 3 beertjies besluit om rond te kyk om te sien of daar iemand in die huis is. Na hulle by die trappe opgeklim het, sien Papa Beer dat sy bed te mekaar is. Lyk my iemand het op my bed gelê, grom Papa Beer. Iemand het ook op my bed gelê, grom Mamma Beer. Ai, kyk, daar is iemand wat nog steeds op my bed lê en slaap, skree die Baba Beertjie. Terwyl Papa Beer gepraat het Goue Lokkies van 'n groot donderstorm gedroom. Toe Mamma Beer gepraat het Goue Lokkies van die rose wat in die wind waai gedroom. Maar toe Baba Beertjie skreeu, skrik Goue Lokkies wakker, spring uit die bed uit en hardloop reg uit venster toe. Net voor die 3 beertjies haar kon vang, klim sy uit die venster uit en beland onder in die tuin. Sy hardloop deur die woud, so vinnig as wat haar klein bietjies haar kon dra, totdat sy by haar eie huis uitkom. Goue Lokkies wou nooit weer in die woud gaan speel nie. En so kon Mamma Beer, Papa Beer en die Baba Beertjie vir die res van die dae hulle pap in vrede geniet. Die einde. Sien julle volgende keer, maatjies. Bye bye!